nie weet wie ons is nie, ek is Anlu en dis Anneke, maar dit beteken jy het nie Hallo. ons eerste video gekyk nie. So as jy nie weet wie ons is nie, het jy nie ons eerste video gekyk nie, so gaan kyk dit. Hierdie is die tweede deel van 'n introduction series, wel 'n introduction vir ons nuwe podcast. Remoer. Remuur. So ons gaan, ek in hierdie tweede deel vra ek vir Anneke 'n klomp vrae, om beter te leer ken wie sy is, wel sodat julle kan verstaan wie sy is. En 'n idee van wie sy as persoon is. Okay, Anneke, is jy reg? Yes, ek's ready. Okay, cool. So eerste vraag, gunsteling childhood memory. Go. Okay. My gunsteling childhood memory, ek dink is baie te doen met my current memories nog steeds. Sunday lunch. Ek was nog altyd baie familie vas gewees en ek's baie lief vir my familie, al maak hulle my partykeer mal, maar om Sondag saam met hulle tyd te spandeer voor ons die nuwe week begin is amazing. Nou, Sunday ja, lunch. jy het altyd gesê Sunday lunch is die beste. Julle gaan na jou tannie toe en almal maak net lekker kos. Ja. Very nice. Ja. Baie nice. Okay, wat is die mees waardevolste lewensles, as daar een is, as daar nie een is nie, is dit okay, is die mees waardevolste lewensles wat jy van ons vriendskap afgeleer het? Dit is 'n moeilike vraag om te antwoord, en ek het bietjie gaan dink daaroor. En my antwoord sal wees, en dit is elke keer as ek die vraag lees, dan is dit my antwoord, en dit is om te gaan, familie hoef nie net bloed te wees nie. Ja, dit is nice. Fair. Ja. Dis 'n goeie antwoord. Dankie. Okay. Gaan oor die, ek weet nie of ek hierheen wil vra nie, jy kan besluit of jy wil antwoord, anders jy net skip. Beskryf ons vriendskap in 3 woorde. Okay, dit gaan cliché wees, maar ek sal verduidelik hoekom ek dit sê. So, best friends forever. Nee, soos ek weet dit is baie cliché, maar die rede hoekom ek dit sê is jy is seker my beste vriendin wat ek het, en iets binne my sê net dat ons vir ewig lank die verhouding gaan hê wat ons nou het, en ons gaan vir ewig lank saam groei, en ons sal nie, dit sal wees soos asof ons nooit ver weg van mekaar af bly. Ja, dis sweet. Ja. En vir die wat jy weet, ons bly actually vrek ver van mekaar af. Ja, en in the future we might possibly even live in different continents. So. Nee, wow, ek het gedog jy gaan sê nader aan mekaar, dis ek is ook ja. Okay, of nader aan mekaar. Of nader aan mekaar. We'll see. Hierdie is 'n weird vraag, weer eens, maar is daar enigiets van my wat jy bewonder, wat jy nog nie gesê het nie? Ek het gedink aan hierdie, en nee, ek het 'n antwoord, maar ek weet nie of dit gaan sin maak nie, so ek gaan die antwoord sê en dan sê jy maar vir my of dit vir sin maak, maar die ding wat ek meeste bewonder van jou is, die feit dat jy kom voor as hierdie groot extrovert, en jy het hierdie confidence waar jy net nie toelaat dat mense jou onderkry nie. En ek dink is cool, ek leer baie daarvan, want ek is altyd soos okay, as ek ek sukkel verskriklik om dit te doen. Ek kan nie net, as ek freaking happy is, dan is dit vir my baie maklik om my happiness te wys, maar as my brein turmoil het, en ek sukkel om goed uit te figure, dan is dit vir my moeilik om te gaan, okay, ek het hierdie, waar dit voorkom vir jou, asof dit so maklik is om net te gaan, ek het hierdie, en jy het dit, of jy dit nou fake of nie, you do have it, so ek dink ek het fake of nie, is 'n baie so ek dink ons albei is groot introverte, maar jy het die ability om weg te step, die introvert is, which
Ek regtig admire. Dis 'n baie nice antwoord. Ek waardeer dit. Ja, dis iets wat ons sê regtig ek dink altyd oor praat nie. Wat ook die doel is weer eens van die podcast is ook soos dit help ons ook om mekaar beter te leer ken. Ja. Maar ek dink actually, sorry as ek hier kan inkom, dis nou nie 'n vraag wat jy vir my gevra het nie, maar ek wil dit graag ook draai en sê ek dink dis wat jy gesê het is een van die goed wat ek weer baie van jou waardeer en admire is die feit dat jy so in touch is met jou feeling. So jy verstaan tot 'n groot mate wat jy voel, dink ek vinniger as wat ek doen altyd. Jy kan dit baie makliker half hierdie is hoe ek voel en hierdie is hoe ek nou voel. Ek voel dalk nou anders en dan voel ek so. So dis definitief iets wat ek weer waardeer wat ek dink ek partykeer nie goed reg kry nie, is om vinnig te acknowledge maar hierdie is hoe ek nou voel en ek gaan nou act op hierdie gevoel nie. Ja, en partykeer by my kom dit dan net oor as pleinstryd aggressie. Ek waardeer dit, dankie. Okay, so wat is een van die mees ridiculouste dinge wat ons saam gedoen het? Okay, hierdie gaan gepaard aan jou antwoord wat ek jou gevra het van jou memories van my. En dit is ons het die eendag so ons het dit baie gedoen toe ons saam gebly het, net in die middel van die aand as ons gatvol geleer is of whatever, garage toe te ry en 2 Magnums te kry. Een vir jou en een vir my. En dan even though ons om die blok van die garage gebly het ons altyd gery. Dit was laat in die aand. True, en ons het altyd gedink aan ons safety. Ek dink was dit is dieselfde het gebeur, ons het roomys gaan kry, maar ons altyd was in pyjamas. En ons het net nie 'n vet gevoel nie. Dit is die most ridiculous ding wat ek dink ons saam gedoen het. Buiten vir die feit dat ons 11:00 die aand na 'n shift by Ocean Basket besluit het, nee, ons wil gaan techno musiek luister. Okay. Hoe dink jy het ons vriendskap verander vandat ons mekaar ontmoet het? Ja, net vir die beter. Ja, ek dink actually dis is ek dink mense het al ook tot 'n mate geleer om mekaar beter te verstaan. Soos ek dink ons albei het as persoon dink ek oor ander goed begin wonder en ook actually sorry ek antwoord nou jou vraag vir jou my wees baie. Dus ek dink die feit dat ons gemaklik gevoel het om met mekaar te praat oor dit het ook vir ons vrymoedigheid gegee om met ander mense oor dit te praat. En dis actually baie nice. Ja, en ons ander verhoudings ook geaffekteer. Ons albei het soos simultaneously gegroei uit 'n persoonlike perspektief uit wat gelei het tot ons vriendskap wat groei, wat gereed is. Ja, exactly. Ja, nee, definitief. Jy geheime hobby wat ek niks van weet nie. Nee, ek het nie, want ek hou niks van jou nie. Soos alles wat ek doen en alles waaroor ek dink, kan of sê ek vir jou so nee, ek het nie 'n geheime hobby nie. Buiten vir die feit dat ek jiu-jitsu doen en kuns doen en lees en binge op series en movies is dit, maar dit is my hobbies. Okay, ek love hierdie vraag. Doen jy actually? Ek het gedink dit is 'n bietjie weird. Ek het nie geweet of ek moet uithol nie. Ek het nou juist hier sit ek en wonder, okay, miskien moet ek oor daai en skiep. Nou wys jy my. Okay, so wat is die beste geskenk wat ek al vir jou gegee het? En hoekom het dit vir wat was? Hierdie gaan ook cringy wees, maar soos jy het great geskenke gegee. En physical geskenk wat jy vir my gegee het wat vir my die beste was die German dictionary. Ek het nog gesien dit is ek sy mal die leer German. Ek het baie daarvan gehou want ek het gehou van die thought agter dit in die sin van jy wil my support in hierdie journey om Duits te leer. Maar dit is nie my ultimate favorite geskenk wat jy vir my gegee het nie en my antwoord gaan weer cliché wees. Maar die ultimate favorite geskenk wat jy vir my gegee het is jou vriendskap want dit het my lewe verander.
dit het my lewe verander. En ek dink baie daaraan, as ek en jy nie vriende was nie, my lewe sou baie anders gewees het, my Ja, thinking pattern sou baie anders gewees het, so dit is die beste geskenk wat hy vir my gegee het, jou vriendskap. Dus ek stem definitief met jou saam, maar ek dink my lewe sou anders gewees het. En as ek gaan deur hierdie hele podcast, maar mense gaan my begin ken as die disclaimer girl. Maar soos net weer 'n disclaimer, ek dink die idee is nie ons sê dit nie om te sê kyk hoe goed is ons verhouding of kyk hoe goeie vriendin is ons het verseker al vasgesit. Ja, verseker al vasgesit. Maar ek dink net dis die idee is om teenoor mekaar waardering uit te wys, wat ek dink hierdie is, soos ek waardeer jou as 'n vriendin en jy waardeer my, en ek dink ook tot 'n mate om ek het at least vir mense vrymoedigheid te gee om te sê weet jy wat, jy kan 'n goeie vriendin maak. En ja, anyway, okay. Hoe sien jy jou vriendskap? Wag, ons het daai en ek seker ek het daai vraag al 2 keer gevra. Kom ons skiep net oor hom. Wat het persoon die meeste invloed op jou lewe gehad tot dusver? Dit is moeilik, want daar's baie mense wat invloed gehad het in my lewe. My ouers, my tannie, freaking onderwysers en lecturers, en daar's baie mense, jy, so dis moeilik om een spesifieke persoon te kies. Ek gaan een van die ander vrae antwoord. En dit is die beste raad wat ek ontvang het. En dan gaan ek een persoon kies om die vraag wat jy nou gevra het te antwoord. So die beste raad wat ek ooit ontvang het was wat ander mense van jou dink het niks met jou uit te waai nie. Ek het dit al vir jou ook gesê. En dit was my tannie wat dit vir my gesê het. So ja, ek sou glo dat my tannie die meeste invloed gehad het op my lewe, maar sy kan ook nie die enigste persoon wees nie, want daar's baie ander mense. Ja, ek dink dis 'n fair antwoord. Jou gunsteling universiteitsherinnering? Dit voel ons heeltyd terugverwys na die Roomhuis. Ja. Maar dit was so cool. Dit was soos 'n tradisie wat ek en jy gehad het, en dit is amazing. Maar daar's baie ander, I mean, na jy uit Potchefstroom getrek het, die jaar wat ek alleen daar was, het ek baie ander mense ontmoet ook, en ons het baie ander memories ook gemaak. So ek wil nie sê dat die Roomhuis die enigste memory is wat ek het van die universiteit nie. Daar's baie. Daar's die feit dat ek canvas gedoen het, en die feit dat ek uitgegaan het saam ander vriendinne en saam met jou, en die feit dat ons Halloween gedoen het. Daai was 'n cool memory waar ek Wednesday was en jy, wat is die girl van Pop Fiction met die naald en al? Ja, okay, jy's reg, ek het al vergeet van daai. Ja, daar's verskriklik baie. Ek het die 1 jaar, maar ek onthou die jaar voor dit. Ek kan nou nie wat sê die girl van Pulp Fiction, maar ek kan ook nou nie onthou. Maar dit maak nie regtig saak nie, maar en die movie nights wat ek en jy gehad het, die stap in die parkie. Ek wil net sê, die parkie was ook nice, maar ek moet nou net sê, daai een aand wat ons die piknik gereël het, en die matrasse, ons het almal die matrasse buite gaan sit het. En toe ons mense genooi om te kom, en ons het dus mense gekry, Mara Lenkoes is tussen het optrede gedoen, en Angela het gesing. En dit was so nice aand. Ons het niks al die oggende wat ons spandeer het op die stoep, en ek het gerook, en jy het daar gesit, en koffie saam met drink, en die beskuit wat ons geshare het, die laat aand by die huis kom na kuier, daar's net so baie memories, dis moeilik om een spesifieke een te kies. Dit was nice geweest, dit was 'n goeie tyd geweest. Wat sien jy uit na in die volgende jaar? Whether dit die res van die jaar is, of volgende jaar, of... Volgende maand stap ek Magubas Kloof, dis 5 dae hike, ek sien uit daarvoor, gestres, maar ek sien uit.
Ek sien ook uit na my honeursgraad kry. It's exciting. Ja. En hopefully goeie nuus van my meestersgraad. Ja, fingers crossed, fingers crossed. As jy die maglubas, wat ook al, gaan stap, vat julle al julle gear saam vir 5 dae. Ja, ons Ja, okay. ons alles ons lewe uit ons sakke uit. Jy gaan terugkom. Ek gaan wat? Rip terugkom. Yes, ek hoop so. Ek hoop so. Okay, het jy gunsteling familietradisie gehad as kind? Saam met jou ouers of dan wat ook al, behalwe Sondag lunch? Ek onthou toe ek was baie jonk nog gewees en ons het elke Desember na my ouma op die plaas gegaan. En my oupa was 'n druiweboer gewees. So daar was verskriklik baie wingerde, maar tussen die wingerde was daar dennebome geplant. En my oupa het elke jaar het hy 'n denneboom gaan sny en dit was ons Kersfeesboom. Oh, nice. En dan het ons die Kersfeesboom gedecorate en dan 12:00 die aand op Kersfees, want my oupa het klokkie gelei en ons wakker gemaak dat ons 'n geskenke oopmaak. Ag, dis so sweet. Ag, ja. Nice. Dis 'n goeie tradisie. Is dit iets wat jy sal, as jy kinders het, eendag vir hulle ook sal wil doen of? Ek dink so. Dit hoef dalk nie. Ja, dit hoef dalk nie 'n regte Kersfeesboom te wees nie, want ek twyfel dat ek in my toekoms op 'n plaas gaan bly. Maar well, you never know. So, not discrediting it, maar anyway. Ja, ek dink ek sal wel vir my kinders die geleentheid gee as ek eendag sou kinders hê om ook daardie tradisie te ervaar. Dit is lekker. Ja, dis 'n nice tradisie. Mm. Het jy gunsteling speelding gehad? Nee. Pleinweg net nee. Ja, obviously het ek gespeel, ek was 'n kind gewees, maar ek het nie soos babies en stuff of wat? Ek het nooit babies gehad nie. Ek het 'n baba pop gehad. Soos 'n kerkpop, daai met die lap lyfies. O, okay, ja. Ek het 'n kerkpop gehad wat ek partykeer mee gespeel het. Ek het dit baie geniet om in my ma se make-up in te gaan en haar klere aan te trek. Ja, ek onthou as kind was my grootste droom net om 'n groot mens te wees. So ek het baie sulke speletjies gespeel, maar ek het nie een spesifieke gunsteling speelding gehad nie. Ja. Ja, okay. Fair enough. Okay, is daar enige stories wat soos die van nou jou ma se kas uitkrap wat jou ouers hou daarvan om vir ander mense te vertel oor jou? Daar is verskriklik baie baie embarrassing stories. Soos dit moet wees. Ja, die een wat ek gaan share is in my opinie die minste embarrassing, maar dit wys ook hoe hardkoppig ek actually is. So, ek was, sorry vir my vloekwoord, maar ek was apparently 'n baie bedonderde kind gewees. En as ek kwaad geraak het, ek het nie gepraat as kind nie, al kon ek gepraat het. Ek het net vinger gewys vir alles wat ek soek. Ek het my maale gepouk en gewys, okay, ek soek dit of whatever. En as ek nou nie my sin gekry het nie, dan sou ek my kop gekap het in teels. Genigtig. Yes, Ja, okay. ek was baie bedonderde kind. Okay. En die ander ding was ook soos ons het in Rissemer gebly tot en met ek in graad 1 was. En om net gou te verduidelik, dis verskriklik koud in Rissemer in die winter. Dis maar soos Potchefstroom. Ek het altyd my klere uitgetrek, ek het nooit daarvan gehou om klere, en dan is ek nog in doeke. Net nooit daarvan gehou om klere aan te hê nie, apparently. Fair enough. Ja. Baie embarrassing.
is daar enige waarde wat jy sal wil voordra vir jou kinders, as jy kinders het eendag? Dit is baie dieselfde as jou nou, en dis integriteit. Ek sal baie graag my kinders wil leer wat die waarde integriteit is en om altyd hulle beste te gee en dit is nie te sê die beste wat hulle gister gehad het is die beste wat hulle vandag gaan hê nie, solank dit net hulle beste is. Dus my pa sê altyd vir my, doen die regte ding reg die eerste keer en ek weet dit klink verskriklik, maar dit is maar net hoe dit is. As jy die regte ding reg die eerste keer doen, dan hoef jy dit nie weer te doen nie. Jy hoef dit nie te herhaal nie. Ja. Ja, Mense kan probeer so maklik om 'n kort pad te kry en dan moet jy dit anyway oordoen. Dit is goeie advies daai. Baie goeie advies. Ja. Okay, so hierso kom ons ook nou 'n bietjie net 'n disclaimer, Alnike is besig met haar honeursgraad in kunsgeskiedenis. Ja. So miskien kan jy vir ons vertel wat jou droomwerk en meer belangrik as wat noodwendig jou droomwerk is, hoekom dink jy is dit jou droomwerk? So ek weet dit is my droomwerk. Ek sal verduidelik hoekom. So ek sal baie graag wil vir die res van my lewe navorsing doen en studente leer die waarde van kunsgeskiedenis. En is snaaks, dit is 'n baie niche veld en ek verstaan party mense verstaan nie hoekom ek dit wil doen nie, maar ek sal verduidelik. So ek het nog altyd 'n liefde gehad vir kuns en na skool waar ek baie kuns gaan swat het en my maale was so hulle wil nie regtig hê ek moet kuns gaan swat nie. Hoekom gaan swat ek nie grafiese ontwerp nie? Sorry. Hoekom gaan swat ek nie grafiese ontwerp nie? Ek het grafiese ontwerp toe gaan swat by die PUK en een van die modules wat ons gehad het was kunsgeskiedenis toevallig. En ek het vir 2 jaar grafiese ontwerp gedoen en ek was baie ongelukkig met dit. Ek het dit nie geniet nie. Ja, dis lekker om kuns te doen en is lekker om te leer van al die sagte ware wat mens kan gebruik om kuns te maak, tegnologies en die aspekte van grafiese ontwerp. Dis great. Ek het net gevoel dit is nie vir my nie. En tydens daardie 2 jaar wat ons kunsgeskiedenis gehad het, het ek besef dis actually baie lekker vir my om navorsing te doen in kuns, om meer te leer van die veld waarin ek myself vind en om ideologieë van die wêreld te vat en toe te pas op daardie kuns en die kuns toe te pas op die ideologie. En dit het my brein gebreek. Ek het net toe besluit ek wil dit doen vir die res van my lewe, navorsing. En ek het toe oorgeskuif na kunsgeskiedenis toe en grafiese ontwerp gelos en ek het dit gedoen en ek het great gedoen en ek was toe die geleentheid gegee om 'n fasiliteerder te wees. So 'n fasiliteerder is basies iemand wat ander studente help met modules wat ek klaar gedoen het. So kom ons sê ek het klaar die eerste jaar modules gedoen. So nou help ek die eerstejaars met hulle opdragte en ek help hulle om die konsepte agter die werk te verstaan. Want hulle moet dit gebruik in hulle navorsing en in hulle toetse en goeters wat hulle moet skryf, hulle moet verstaan wat hulle leer. En daar het ek die ervaring gekry om 'n bietjie klas te gee. En dit was vir my amazing gewees. Ek sal nooit in my lewe 'n onderwyser wil wees en skool wil gee nie, maar om vir studente te help met hulle navorsing en daardie saadjie te plant in hulle brein om hulle toe te laat om anders te dink oor iets of 'n beter perspektief te kry oor iets. Is net 'n amazing gevoel. En dit is hoekom dit my droomwerk is. Om 'n dosent te wees, gee my die geleentheid dan om klas te gee en om navorsing te doen. Dis actually nice wat jy sê en ek dink ook tot 'n mate presies wat jy sê is dis die rede die doel van die werk is ook verduidelik ook hoekom jy dit wil doen. Want die ding is
wat jy geniet om te doen is om beter te verstaan hoe kinders interact met jou ook. En dit help jou om jouself ook beter te verstaan. So dit maak vir my 100% sin. Ek dink jy het dit baie mooi opgesom. Ja. En dan ek het net nog een vraag oor, het jy 'n fobie, soos 'n vrees? Sukkel jy met hanteer partykeer? Ja, natuurlik het ek 'n vrees. Ek het 'n paar, maar my grootste vrees is die donker. Dit is 'n baie irrational fear. Ek besef dit. Maar ek is verskriklik bang vir die donker en ek dink dit is rooted in die feit dat ek bang is vir die unknown, die toekoms. En nie soveel die toekoms nie, want ek voel my lewe is uitbeplan al. Maar vir die struikelblokke wat kom, dit kan ek nie, ek weet nie wat dit gaan wees nie. Ek kan nie die lewe daarom beplan nie, want ek weet nie wat daardie unknown is nie. Ek weet nie wat en dit gaan seker maar hand aan hand aan die feit dat die donker ook 'n vorm van unknown is. I mean, as ek kyk na kinders wat bang is vir die donker, is hulle possibly bang vir die feit dat daar mag dalk 'n monster daar wees. En is baie simbolies vir, ja, maar my grootste vrees is die donker. Ek haat die donker. Nee, dit maak sin. Ek dink jy het ook mooi geconnect aan hoekom dit ook actually 'n vrees mag wees. Ja. Okay, so dis die einde van ons vrae. Ek kan miskien, ons kan net hoop dat julle nou beter verstaan na julle die eerste een gekyk het en die ene. Wie ek en Annika is, en ek het nou nie aan die begin van die eerste video genoem nie, en definitief nie in hierdie een, maar ek wil net graag noem, daar mag dalk iemand wees wat vra, okay, maar hoekom doen julle dit in Afrikaans? Want weet jy, soos meer mense gaan Engels verstaan en so, maar ek dink tussen my en Annika die maklikste om onsself in Afrikaans uit te druk. En ek dink ons gaan beide sê, ek wil nou nie vir haar praat nie, maar ek seker sy gaan ook sê, sy is lief vir haar taal, en ons hou daarvan om, ek wil Afrikaans praat, en dit is my lekker om dit te verduidelik, en indien daar wel mense is wat dit nie verstaan nie, miskien kan ons eventually reël vir subtitles en stuff, maar vir nou nie, ek twyfel. Wat gaan nodig wees. Ja, ek stem saam met jou, Andrew. Ek is baie lief vir my taal, en ja, ek doen sometimes mix my taal. Dis net omdat, in my opinie, die rede hoekom ek dit doen is, die navorsing wat ek doen is Engels. Dis Engels. So, my brein het woorde leer ken in Engels op 'n sekere vlak, en partykeer doen sukkel ek om myself te express in Afrikaans, maar dis net omdat ek voel die Engelse woorde maybe meer express in daardie omstandighede. So ja, Afrikaans dis ook ons huistaal. I mean, ons is gemaklik met Afrikaans, en ons weet hoe om onsself te express vir my meng ek lekker nou te express. Dis die hele doel van dit. Soos mens moet ook sê, weet jy wat, die doel van hierdie podcast is nie om perfect production waarde te hê, en soos jy kan sien ons is op ons webcams, ons is niks spesiaal nie en stuff. So, ja, ons is net twee normal girls wat oor random goeters praat en die wêreld se issues uitsort. Ons wil net hê iemand moet luister. Ja. Al luister ons self ons eie goed. Exactly. Okay. Gooi jy vir ons like en subscribe daar. Okay, dit was die laaste episode van die introduction series, as mens dit so kan sê. Anyway, just goodbye, like and subscribe. Bye. Bye.